Baie dankie Willie. Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader. Dankie vir die voorreg wat ons het om nou stil te sit by U en te hoor wat U vir ons wil sê. U het klaar begin praat. En dankie Here dat U vanmôre net opnuut wil bevestig dat U soek ons in 'n verhouding, in 'n liefdesverhouding. Dat U koninkryk wil vestig. Hoewel ons die Gees ontvang het alreeds, wil U koninkryk deur ons nog bevestig. En dankie dat U met ons praat vanmôre, ons luister. Is so lekker gewees om U lof te besing. Dankie vir daai voorreg. Dankie vir die voorreg wat ons weet U lewe. U het oë, U het ore en U sien. En U sê U kyk veral na die regverdiges. En dankie dat U vanmôre gehoor het. Dat U gesien het. En dit is vir ons so wonderlik om te weet U leef. Dat U hier is. Reinhard het gesê van die begin af. U is hier. En dankie dat U hier is. Ontvang ons lof. Ontvang ons aanbidding. Want U is so groot en so goed vir ons. En uit ons harte wil ons U lof besing vanmôre. Dankie Heilige Gees dat U nou met ons gaan praat en ons lei. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen. Ek wil aansluit, ek wil praat nogal, dankie Willie vir jou gehoorsaamheid ook. Ek wil 'n bietjie praat oor, ja, kom ons begin by begin. Toe ek nou in Pretoria was, laas naweek was ek by 'n troue gewees, 'n tradisionele troue, wat die eerste keer in my lewe wat ek nou 'n Engelse swart troue moes hou, en dit was amazing, baie interessant en baie goed gewees vir my om dit te beleef. Die meerdere mense wat daar was van Nigeria af gewees, ek dink omtrent 70% was Nigeriërs, die pa en ma's in ons gemeente, Fumi en Segam. Hulle is in ons gemeente, en die klomp Nigeriërs in ons gemeente, maar dit nie net hulle was daar, nou was klomp ander van, ek wil amper gesê oor die hele wêreld. Maar is interessant, hulle tradisionele klere aangetree, en die seun was ook hier by ons, en hy is getroud met 'n Sotho, 'n vrou wat eintlik uit Lesotho uitkom. Nou om die twee kulture te sien, het hulle aangetrek soos hulle kultuur, maar dit was net amazing. Maar toe ek nou terugry, en ek by my skoonsussie oorbly, en sy het baie goed my gedeel, en toe ek nou terugry, toe maal hierdie goed na my kop. En ek wil hoor, wat ek deel vanoggend is nie wat ek gesien het of by iemand anders sien het, dis wat gebeur by. En hier by my nie onrustigheid, maar onvergenoegdheid. Om te sê, Here, maar daar's meer. Daar's meer as dit wat ek beleef en ervaar. Ek sê vir die Here, dankie vir elke deurbraak. Ek wil nie sê die Here werk nie, ek sien die deurbrake, ek sien goed gebeur in my lewe en by mense by wie ek betrokke, ek sien hierdie dinge. Maar hier in my hart is daar nie ongelukkigheid, maar ontevredenheid van Here, maar daar's meer as net dit. Daar's meer as dit wat ek ervaar in my lewe, wat ek weet wat U vir my instoor het. En nou werk ek met hierdie goed, en ek sê, Here, praat met my, en ek ervaar die Here sê vir my, God gaan vir my niks gee, wat ek nie gaan gebruik nie. Om sy koninkryk, of tot eer van sy naam, om hom te verheerlik, om hom groot te maak nie. God gaan nie vir my iets gee, en ek gaan sit dit in die bank nie. Dis nie hoe God werk nie. God sal vir my iets gee, maar hierdie ding wat hy vir my gee, die talente, kan ek nie in die grond gaan begrawe nie. Die gawes. Ek kan dit nie gaan bære nie. Ek moet woeker daarmee.
En die Here, ek ervaar die Here se stem sê vir my, Chris, God gaan vir jou niks gee as jy nie gaan woeker daarmee nie. Met ander woorde, God het alles gedoen wat hy moes doen deur Jesus Christus. En dis hoekom Jesus sê, dit is volbring. Dit wat Willie gesê het, die Heilige Gees woon in ons. Maar raai wat, as ek dit wat ek ontvang het, as ek nie woeker daarmee nie, gaan God dit nie vir my gee nie. Hoekom gaan hy dit vir my gee? Met alles wat hy vir jou gee, Christ, omdat die Here praat met my, hy wil hê ek moet daarmee woeker. En as ek daarmee woeker, raai wat, dan gaan dit groei. Dan gaan dit ontwikkel. En dis met alles so. Nie net in die geesteswêreld nie, maar ook in die natuurlike wêreld. As jy gewig wil verloor, raai wat, jy gaan iets moet doen. Ongelukkig, ja, ek sal nou daarby kom. Jy gaan iets moet doen. As ek 'n kampioen wil wees in sport, daar's nou baie sportaktiwiteite, daar's atletiek, en ek kyk na gestremde mense wat hardloop, net amazing. Maar as jy kampioen wil word in sport, dan gaan dit iets kos. Dit gebeur nie net nie. En ek ervaar die Here sê vir my, daar moet 'n honger en 'n dors en 'n soeke wees in my gees vir deurbrake, anders gaan ek dit nie kry nie. Al het Jesus die volle prys betaal aan die kruis, al is ons gedoop in die Heilige Gees en met krag, as daar nie 'n brandende begeerte in my hart is, 'n dors, 'n honger, 'n soeke vir God se goed in sy koninkryk nie, gaan dit nie plaasvind nie. Met ander woorde, die graad wat ek honger is, die mate wat ek honger is, die mate wat ek dors is, die intense soeke na God se wil, gaan dit dinge vir my oopsluit in sy koninkryk. As dit nie by my is nie, gaan dit nie plaasvind nie. En hy doen dit deur sy Gees, doen hy dit verseker, doen hy dit vir ons. Kom ons blaai na Romeine 2 toe. Ek moet dan Bybel ook lees vanoggend. Romeine 2, ek wil hierdie versie net lees, en dit staan op baie plekke, op ander plekke ook. Romeine 2 vers 11, jy gaan dit kry in Efesiërs 6, 9, vir mense wat skryf, en Kolossense 3, 25. Dis 'n kort sinnetjie. Romeine 2 vers 11, lees as volg, hy sê, want daar is geen aanneming van persoon by God nie. Wat Paulus sê, God het die wit broodjie. Hy sê, hierdie ou is ons hou van die woord groot Christene. Ek weet nie hoe lyk so iemand nie. Groot Christen. God sê, hy het nie sulke goed nie. Hy het nie wit broodjies, daar's niemand wat hy voortrek en sê, ek gee spesiale goed vir jou, meer as wat ander het nie. Ek's meer lief vir Gideon omdat hy verjaar, as vir Piet, of wat ook al. God sê, hy het nie wit broodjies nie. Die tweede deel wat hierby plaasvind is, want hy gee vir ons almal dieselfde mate van geloof, en ek gaan nie lees in Romeine 12, 3 nie, kom ons gaan na Petrus toe, want Romeine 12, 3 sê, hy het vir almal dieselfde mate van geloof gegee. As hy vir Mimi 'n glas vol gegee het, dan het hy vir Rona dieselfde glas vol gegee. Ons almal dieselfde mate van geloof ontvang. Kom ons gaan na 2 Petrus 1 vers 1. 2 Petrus 1 vers 1. 2 Petrus 1 vers 1. Hy sê, Simon Petrus, 'n diensknegt en 'n apostel van Jesus Christus. En dan die volgende, baie belangrik. Hy sê, aan die wat net so 'n kosbare geloof
as ons verkry het. Skryf van die gemeente, hy sê, wat net so kosbare geloof gekry het, as wat al die apostels gekry het, wat ek gekry het. Met ander woorde, ons almal het dieselfde mate geloof gekry. Die ding is net, hoe honger is jy? Hoe dors is jy? Hoe ernstig soek jy? Tot die mate wat ons dors en honger het, en soek tot daai mate openbaar God om meer en meer en meer aan ons. Met ander woorde, toe ek vir die Here sê, Here, ek is nie tevrede waar ek nou is nie. Dit wat ek beleef en ervaar is nie genoeg nie. Dan sê die Here, maar die fout lê nie daar nie. Die fout lê hier. Soek jy, is jy ernstig om sy koninkryk te soek. En dis waar die verskil lê. Die verskil lê nie in die persoon en wat God voortrek nie, maar dit lê in die soeke, die begeerte. Onthou Jesus sê, my voedsel is om die wil van my Vader te doen. Dit staan in Johannes 7, net kyk of ek dit kry. Johannes 4:34. Jesus sê, my voedsel is om te doen wat my Vader vir my sê. En dis wat hom gedryf het. Jesus sê, net wat ek vir my Vader sien doen, net wat ek hom hoor sê, dis wat ek doen. Hy sê, dis wat my voed. My boetie en sussie, hoe honger is jy? Hoe honger is jy en ek vir die dinge van die Here? Tweede skrifgedeelte in Johannes 7 vers 37 tot 39 ken ons almal ook. Jesus sê, die wat dors het, laat hulle na my toe kom. En ek sê vir hulle gee, en strome van lewende water sal uit hulle binneste vloei. En hy praat oor die Heilige Gees. En ek moet sê, Here, dit is 'n druppel hier, en 'n druppel daar, en 'n druppel daar. Die Here sê, nee, hy wil hê strome van lewe deur ons vloei. En natuurlik in Lukas 11 ken ons die gedeelte. Kom ons blaai na Lukas 11 toe. Lukas 11. Baie bekende skrif. Lukas 11. Ons lees net vers 10. 9, kom ons lees by vers 9. Lukas 11 vers 9. Dit lees as volg. Hy sê, en ek sê vir julle, bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak. Want elkeen, nie wit broodjies nie, nie spesiale groot Christen nie, maar elkeen wat bid, ontvang. En hy wat soek, sal vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Christus, die fout lê nie by die Vader nie. Christus, die fout lê nie by die Heilige Gees nie. Christus, die fout lê wat is in jou hart? En ongelukkig, ek het 2 goed neergeskryf, ongelukkig is daar 2 goed wat die wêreld, die gees van die wêreld, wat ek glo, as ek kyk na my eie lewe, wat 'n geweldige negatiewe impak op my geestelike lewe het. Ek het 2 goed neergeskryf. Die een is kits. Alles moet vinnig gebeur. Kits kos. Ek wil vinnig by 'n plek uitkom. Vra my vrou. As ek ry, dan soek ek die baan wat die vinnigste my na die plek toe sal vat, na die punt wat ek wil wees. Ons soek vinnig goed. As ek in die ry staan by Checkers, ek het u vertel, ek het in die ry gestaan, maar omdat daar baie mense voor my was, ek soek 'n ander ry. Ons is val ons blank, ons wil vinnig wees. Kits kosse. Vinnig iets in die mikrogolf druk, of sommer stop by 'n plek waar jy kits kan kry. En kits het gemaak, laat ons nie mediteer en wag en honger vir die Here nie, hom nie soek nie. Alles moet kits wees. As ek gewig wil verloor, Nicole, dan wil ek 'n pilletjie sluk. En môre moet ek soos Jane lyk, of soos Tarzan lyk.
Die goed moet vinnig gebeur. En daai gees het ongelukkig in ons ingekom. Ons wil nie gaan sit en tyd met God spandeer nie. Ek wil vinnig Sondag kerk toe gaan, want luister mooi wat ek sê. Ek wil vinnig sel toe gaan, ek wil vinnig kerk toe gaan, want daar is belangriker dinge as dit, as om kerk toe te gaan en om sel toe te gaan. Wat is die belangrikste in jou lewe? Onthou, die Here praat met my. Ek deel hier wat die Here my gesê het. Reg, en dan as ons in Markus 4 gaan lees, vers 25, dan praat Jesus gee 'n voorbeeld. Hy sê, sy koninkryk is soos. Dan praat hy van 'n boer wat gesaai het, saad in die grond gegooi het. Dag en nag, met ander woorde, maar dag en nag het hy toegelaat dat daai saad ontkiem. En as hy ontkiem, dan begin eers die helm, dan kom ek lees dit, want net toe sê ek 'n verkeerde woord. Waar is ons by Markus 4, 25? Hy sê, vers 28. Want selfs bring die aarde vrugte voort. Eers die helm, dan die aar, en dan die volle koring in die aar. Met ander woorde, in sy koninkryk werk dit so, dis nie kits nie. Dis tyd en tyd en tyd en tyd wat ek moet spandeer met hom. Dit gaan nie vinnig somtyds gebeur nie. Die Here is genadig en goed vir ons. Somtyds gebeur dinge goed vinnig. Maar somtyds is dit tyd lankmoedig te wees. Die tweede krisis wat die wêreld op ons afgedruk het, is dissipline. As jy die woord dissipline vandag gebruik, is dit amper 'n vloekwoord. Die wêreld haat die woord dissipline. Hulle wil hê ons moet die woord verban. Dit het 'n onaanvaarbare woord geword vir die samelewing. En raai wat, dit het 'n effek op ons ook. Ons dink menseregte wil die woord dissipline verban, want hulle voel dis die teenoorgestelde van vryheid. Dit ontneem my vryheid, my menseregte, my plesier, my lekker, my geluk. En dis nie waar nie. Ons het so geweldig dissipline nodig in ons lewens as Christene. En ongelukkig die wêreld is besig om ons te die woord in Romeine 12, hy sê, hy transformeer, ja, ek wil die regte woord nie transformeer nie. Help my vrou. Gelykvormig te maak. Die wêreld wil hê ons moet soos hulle lyk en soos hulle dink. En ongelukkig dieselfde met die woord dissipline. Ek het so kort of 'n lang definisie neergeskryf van dissipline. Hy sê, dissipline is 'n beoefening of 'n aktiwiteit wat jy volg, of 'n roetine wat jy volg. Reëls wat jy volg, al voel jy nie lus nie, al is dit nie lekker nie. Dissipline. Maar daar's klomp definisies, en ek wil nie vir jou klomp gee nie. Maar dissipline, hoor wat gee dissipline? Dissipline gee voorspoed. As ons dissipline het. Dit bring seën vir jou, as gelowige. Dit bring vreugde. Dit bring blydskap. Dit bring orde. As daar dissipline in die huis is, as daar dissipline in my lewe is, bring dit orde. Dit bring harmonie, waar dissipline is. En die resultaat, daar's groot resultate in dissipline. Vat maar 'n sport. As ek probeer 'n naam kry. Maar as daar 'n atleet is wat 'n kampioen wil wees, en ek sien ons swem met ons 6 goue medaljes gekry. Vir daai
atleet, daai swemmer, vat dit geweldige dissipline. Maar die effek van dit, die resultaat van dissipline is onkeerbaar. Die vreugde, die blydskap, al daai goed, die beloning wat hulle beleef en ervaar, maar dit kom met dissipline. En ek wil vir jou sê, my boetie en sussie, Christoffel, dissipline het ons nodig in ons geeswêreld ook. Ons moet die Here se aangesig soek. Dit gaan tyd vat, maar daar's beloning in dit. Jy gaan vir my sê, Chris, in sport, jy moet dan talent hê om 'n kampioen te wees. Jy moet daarom 'n goeie rugbyspeler wees met talent voordat jy kampioen sal wees, 'n Springbok sal wees, wat waar is. Maar wat God vir ons gegee het, is sy Heilige Gees. En dit maak jou 'n kampioen. As ons gedissiplineerd is, gelei deur Willie se Heilige Gees en wandel deur die Gees, dan beloof God, jy sal meer as oorwinnaar wees in elke situasie. Gaan dalk tyd vat. Gaan nie kits wees nie. Maar as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Ek het vir jou gesê, God het my gepraat. En as daar 2 areas is wat hy vir my uitgelig is, Stoffel, dit gaan nie altyd kits wees nie. En nommer 2, jy gaan dissipline moet hê in jou geesteslewe. Jy gaan moet honger. Jy gaan moet dors wees vir hom. Jy gaan moet soek. Dan sal hy hom openbaar. En hoe meer jy dissipline toepas, hoe meer sal hy jou soek. Onthou, dit gaan nie oor dissipline nie. Dit gaan nie oor die reward nie, maar dit gaan oor sy koninkryk. Ek doen nie hierdie goed om iets te verkry nie. Ek doen hierdie goed omdat ek lief is vir hom. Omdat ek ontevrede is met die geestestoestand van my lewe. En ek glo, ek sê enigste een nie. En ek wil jou aanmoedig, my boetie en sussie, God sê, hy wat soek, sal vind. Elke een wat soek, sal vind. Vir hom wat klop, sal oopgemaak word. En as jy dors het, sal jy ontvang strome van lewende water. En my gebed vanmôre vir elkeen van ons, ek weet nie wat in jou hart aangaan nie. Ek het dalk net verwoord wat in my hart aangaan. En ek glo ek sien die enigste een, Johan. God praat met ons in hierdie seisoen. Ek wil afsluit en dit niks amper met dit wat ek gepreek het te doen nie. Die Here is nou dag toe ek bad, sê die Here vir my, dis gevaarlik in hierdie dae om lou te wees. Ek gaan dit weer sê. Dis gevaarlik om op 'n lou plek te wees met die Here. Jy gaan vir my sê, maar as al die jare so is, waar? Ek ervaar net die Here waarsku elkeen van ons wat hier sit vanmôre. Waak teen 'n lou hart. Jy kan dit nie bekostig vandag nie. Jy kan dit nie bekostig nie. Ou sê dit kon dit bekostig dalk 2 jaar terug, maar ek ervaar in my hart die Here waarsku ons, waak teen louheid. Kom ons soek sy koninkryk. Kom ons soek hom. En hy sê, hy sal hom openbaar. Volgende week, maar ek gaan dit nou al lees. Efesiërs 3:20. En aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. God het in stoor ver bo wat ek en jy kan bid of dink, het hy in stoor vir ons, maar dit lê hier ingesluit. Volgens die krag wat in ons is. Dis wat God vir ons het.
En dis my gebed vir elkeen van ons vanmôre. Here, help my dat ek 'n honger en dors na U sal hê. Soos hert smag na waterstroom, so smag my siel na U. Kom ons sluit af. Dankie Here. Dankie Vader dat U lewe en dat U hoor en sien en kyk. Dankie Here dat U met ons praat, want U is baie lief vir ons. En dat U ons vanmôre wil aanmoedig, dat ons nie sal toelaat dat die gees van die wêreld in ons heers nie. Laat ons U sal soek met alles wat in ons is. Want U sê dan, U sal Uself openbaar aan ons. En U sal U koninkryk manifesteer in ons, maar ook deur ons. Help ons Here, dat dit wat belangrik is, belangrik sal wees. En dis U. Dis U in U koninkryk. Help ons Here, dat ons U sal soek. Dat ons tot U sal nader. U sê in die woord, as ons tot U nader, sal U tot ons nader. Kom Heilige Gees. Kom Heilige Gees. Kom lei ons, sodat ons 'n diep, afhanklike, intense verhouding met ons koning sal hê. En ons vra Heilige Gees, help ons daarmee. Dis ons gebed vanmôre in Jesus se naam. Amen.